Goeienaand en welkom weer by PPK Delma se Woensdaande Bybelbespreking. Ons is terug. Ja, Henry, ons is weer terug. Ons gaan aan met ons bespreking en eintlik 'n baie belangrike onderwerp. Nou Mario, wil jy vir ons 'n inleiding gee of sit jy in smile vir die kamera? Ja, so laas week het ons gepraat van die eerste 3 punte van die karaktereienskappe van God. En dit is sulke belangrike onderwerp dat ons het sommer besluit om dit nie af te jaag nie, maar dit rustig te doen en dit oor te skuif na hierdie week toe. So ek het uitgevind dat daar's 10 punte. So ons het nou die eerste 3 gedoen, so nou gaan ons kyk of ons die volgende 7 kan doen. En ja. Jo, Henry, ek raak bekommerd oor hierdie jong man. Sal sien hoeveel kry ons vanaand gedoen. En die ergste is, jy's besig om hom onder jou vlerke te neem. Nou wonder ek wat gaan hier aan hoor. Ja, raai vlerke het nie vere nie. Ja, ons sal bietjie, dis omdat ek hulle so pluk, maar ek sien ek moet nou begin skeer mes uit, al onder beheer kry. Ja. Ag nee, Henry, gaan jy vir ons net so kort opsomming gee van verlede week wat ons bespreek het? Ja, ons het laas week oor liefde gepraat. Eers dink ek het ons oor God se liefde gepraat en ons het ook gesê al die ander karaktereienskappe word beïnvloed deur daai een van liefde. Alles vorm rondom liefde. Al die ander karaktereienskappe vloei uit liefde uit vir my, alhoewel ek weet nie hoeveel pastoor hulle oor dit nie. Natuurlik, Henry, sonder liefde is daar niks. In God se hele wese is liefde. Absoluut. En toe het ons gepraat oor heilig, dat God heilig is, absoluut heilig is. Hy is heeltemal apart van sonde. In hom is geen sonde nie. Hy is deel van geen sonde nie. Hy is absoluut rein en heilig. En dan het ons ook gepraat oor laat ons God moet respekteer as 'n heilige God en laat ons hom nie moet verkleineer vir wie hy is nie. En dan het ons gepraat oor genade en barmhartigheid. Yes. Ja. Absoluut. En ek dink dit is 'n groot ding dat ons absoluut gered is deur God se genade. As hy nie genadig was teenoor ons nie, was ons almal verlore gewees. Ja, Henry, en is ek vanaand die voorreg kan hê om met 'n puntjie te begin, wil ek gesels oor een puntjie wat vir my baie uitstaan, is God se onveranderlikheid. En ek dink dis hier waar ons as mense seker een van die grootste probleme het. Ja. Ons wil kom en ons wil daardie karaktereienskap van God kom verander. Ons as mens wil nou God se karakterskap hier kom verander. In die sin van, wanneer ons verwys na die woord, God is onveranderlik in sy woord. Wat gister sonde is vandag sonde, is môre sonde. Absoluut. Ons kan nie nou kom en nou wil met God kompromie wil aangaan om te sê, Here, weet jy wat, daai onveranderlikheid van jou, daai karaktereienskap nou eintlik bietjie change. Jou wette van gister. Ja, nee, ons is mens. Wag nou, kom ons praat hieroor. Ja. En dis nie wie God is nie. En ons moet dit ook besef. Ja. En wanneer die woord vir ons dan God se onveranderlike karaktereienskap uitwys, moet ek en jy gehoorsaam daar wees. Ek en jy kan nie dit wat sonde was, vandag en môre is, nou môre besluit ons sekere goed is nie sonde nie. Ja. En nou wil ons die woord aanpas of verander om by die mens aan te pas. Dis nie hoe God werk nie. God is nie 'n demokrate God nie. Dit is sy riglyn, hy's autokraties, dis wat jy sal doen. En ons moet dit verander. En die mens moet begin aanpas by daai onveranderlike karaktereienskap van God. En en nie net ek en jy nie, maar almal moet uit een mond weer begin praat as liggaam van Christus om te sê, as die woord sê dit is verkeerd, dan is dit verkeerd en dit is nie onderhandelbaar nie. Ja. Amen. 100% pastoor. 'n ding wat vir my ook uitgestaan het is dat omdat God nooit verander nie, dat dit sy karakter is, beteken dit ook vir my dat sy beloftes, sy doeleindes, dit het ook nooit verander nie. En soos pastoor sê, hy is perfek, hy is konstant, hy was gister en tot in alle ewigheid dieselfde, hy is stabiel. Hy is nie soos ons mense wat op en af en het emosies wat nou voel ek goed, nou voel ek sleg, nou gaan ek my beloftes breek of sulke goed. Die God breek nooit sy beloftes nie en dit is 'n ding wat ek wil bietjie beklemtoon vanaand is dat God in sy woord, al sy beloftes wat hy in sy woord vir ons gee, staan tot vandag toe nog vas. Ja. En ons kan in hom vertrou
en aan daai beloftes vashou, want God sal nooit daai beloftes breek nie, en dit het my laat ook dink om elkeen bietjie te bemoedig en hulle te laat dink die God wat die dief aan die kruis vergewe het, is dieselfde God wat ons vandag nog aanbid. En elkeen wat nog hier kyk, dit is nie vir hulle te laat om te besef dat daai God wat van die Bybel is nou nog dieselfde God. En as hy daai dief van die kruis kan vergewe, kan hy jou ook nou nog vergewe. En al die beloftes wat daar gegee is vir ons as kinders van die Here, staan tot vandag toe en ons kan aan dit ook vashou, want dit gaan ook nooit verander nie. En absoluut. En wat doen daardie beloftes dan? Hierdie onveranderlike karakter van hom. Dit bring hoop vir my en jou. Absoluut. Hoop aan die kruis, hoop elke belofte, elke profesie wat in vervulling gekom het en wat nog in vervulling moet kom, sal in vervulling kom, want dit is wie God is. Absoluut. Ja, en mense moet ook besef, God het sy eie tyd, nie net eie tyd, hy het sy perfekte tyd, dink ek is meer die regte woord, so moenie dink, ja, God gaan nie sy beloftes hou, omdat jy dit nie nou sien gebeur nie. Onthou, God sal deurkom vir jou op die regte tyd, op die regte plek, en hy sal sy beloftes hou. En ek dink 'n mooi eenskap wat jy ook hier aanhaal, Henry, wat ons ook baie keer vergeet, wanneer ons iets benodig, dan wil ons gou kompromie met God aangaan, sê, Here, weet jy wat, as jy nou my hier red uit hierdie situasie, ek sê jy moet alles dien, weet jy wat, jy kan nie, God is onveranderlik, as hy besluit het op daai tyd, daai oomblik, gaan hy jou antwoord gee, maak nie saak wat jy doen nie, God gaan dit op die regte tyd vir jou gee. Absoluut, en ek dink ons moet daarby aanpas en ons moet dit ons vaste geloof, maak nie saak deur wat ek gaan nie, maak nie seker wat my struggles is nie, nee. God sal op die perfekte tyd 'n deurbraak vir my gee. Amen. Absoluut, ja. En laat hy net so stil bly. Hy is nou so stil, jy niks te sê nie. Ja, sy nogal. kripnout is nie hier nie. Om eerlik te wees, God se onveranderlikheid is vir my een van die interessantste dinge van God. Want daar is nie karaktergroei in God nie, want hy sal klaar hy's volmaak. Daar is niks wat kan beter word nie, daar is niks wat kan groei nie. Hy was in die begin soos hy nou is. En baie keer dink mense, as hulle nou net gedraai het na God toe, baie keer lees hulle die Ou Testament en die Nuwe Testament, dan dink hulle, dis nie dieselfde God nie. Die Ou Testament God was so wreed gewees, hy het al hierdie oorlogte gevoer, hy het al hierdie dood gemaak en al daai goed. En die Nuwe Testament God preek oor liefde. Hy lyk anders, hy lyk nie meer dieselfde nie, die boodskappe is anders. Maar wat vir my interessant is God se onveranderlikheid, wat hy ons gevat het in die begin van tyd af, het hy ons as mensdom, het hy ons gegroei om te wees wat ons nou is. Hy het vir ons die waarheid van hom openbaar. Hy het vir ons, in die Ou Testament het hy vir ons wette gegee, en nou in die Nuwe Testament het hy vir ons gewys wat hy eintlik soek van ons af. En dit is so mooi, want die rede hoekom ek dit so baie like is dat God gaan nie in die begin vir jou sê in die Bybel, hoorie, dit is wat ek nie like nie, en dan nou gaan hy verander en in 2027 gaan hy vir jou sê, okay, dit is wat ek nou geniet. So hy is van die begin af tot nou toe is hy dieselfde God, onveranderlik. Amen. Ek dink mense wat dink die God van die Ou Testament stem nie ooreen met die God van die Nuwe Testament Ken nie die ware God nie. Ken nie die ware God eerste plek, en ek dink hulle lees nie hulle Bybel reg nie. Hulle het so 'n bietjie tekort aan kennis. Absoluut. En hulle verstaan nie wat hulle lees nie. En dit is my interessant nou laat jy dit noem, Mario, want ek het al baie agtergekom. Mense dink God het mense gered deur die wet in die Ou Testament. Maar gaan kyk na Abraham en daai mense. God het nog altyd mense gered wat 'n verhouding met hom het. Mense wat 100%, geloof ja. in hom het. Kyk, mense soos koning Dawid, maak nie saak wat se fout hy gemaak het, maar sy geloof was daar. Abraham se geloof was daar. Dit is wat nog altyd vir God belangrik was, en dit is wat tot vandag toe vir God belangrik is. En die belangrike eienskap wat jy mooi aanhaal, Henry, is, hoekom? Hulle het in geloof met God gestaan, hoekom? Omdat hulle 'n verhouding met hom het, omdat hulle die ware God geken het. Ja. En al hoe ons hom gaan ken, is soos jy sê, om die woord oop te maak en die Heilige Gees te vra om die ware God die Vader aan jou toe openbaar. En soos jy sê, ons wil stukke uit die Bybel uithaal om ons siening van God te regverdig. En ongelukkig, soos jy nooit die ware God die Vader ontmoet nie. Absoluut, ja. Jy moet die Bybel, as mense vir my vra, waar moet ek met die Bybel begin, dan sê ek, in Genesis, in die begin, daar gaan jy God ontmoet. As jy Bybel lees,
om jou standpunt te regverdig of om dit te regverdig wat jy dink of glo, gaan jy dit kan doen uit die Bybel uit. Natuurlijk. Want jy gaan dan die skrif verkeerd interpreteer. Maar as jy eerlik Bybel lees en pastoor sê dit baie, as jy hermeneutiek reg toepas in die Bybel en dan gaan jy konstant agterkom presies wie God is en as jy nie kom pick and choose versies om net jou gewete te sis of om jou leefwyse te probeer regverdig nie. Absoluut, en Hendrie, dis belangrik met watter gesindheid en ons het toe ons met baie ondersoeke begin het ek vir julle gesê, doen my guns nou, gaan en bewys jou teorie waar en gaan bewys die teorie onwaar en dan kom jy tot 'n gevolgtrek en dan praat ons saam. Ja. So ja, met dit gesê is God is betroubaar. Hy maak nie foute soos ons nie en hy bly dieselfde. Hy verander nie. Dit is eintlik wat ons mos nou gesê, God verander nie. So Amen. En ek nou eintlik met 'n volgende punt begin wat ek nou per ongeluk het gesê, maar dit is wat God ook is. Hy's betroubaar omdat hy ook nie verander nie. Absoluut. So ek dink kan ons sommer dan oor betroubaar praat terwyl ek nou op hom is. Ja. So Henry, gooi hom, jy het hom. Maar dan die volgende een is God se karaktereienskap is dat hy betroubaar en getrou is. God is absoluut betroubaar. Hy hou altyd sy woord en breek nooit 'n belofte nie en hy bly loyaal teenoor sy mense. Het julle dit al gesien? Ja. God bly altyd loyaal teenoor sy mense en ook sy karakter. Hy bly loyaal teenoor homself ook omdat hy perfek is. En dis 'n ding wat my laat dink het, vat vir Abraham, soos wat ons nou oor gepraat het. God was betroubaar met hom ook gewees en getrou, want kyk soos toe hy vir Abraham beloof het dat hy vir hom 'n seun gaan gee. Abraham het 25 jaar gewag vir Isak om gebore te word. Kyk vir Israel, hulle moes 40 jaar in die wildernis gewees het, maar hy was nog steeds betroubaar en getrou en na 40 jaar het hy in die beloofde land ingevat. Kyk selfs vir Noag, God het hom deur die vloed gevat. Hy was getrou gewees met hulle. Soms, en dit is wat ons nou gesê het, ons raak soms haastig. Maar God is getrou en betroubaar. En as hy ons iets beloof het, sal hy op die regte tyd deurkom vir ons. En God breek nooit een van sy beloftes nie. En 'n ding wat mense ook moet besef, God sal ons nooit in die steek laat nie. En dis ook iets wat ek mense mee wil los vanaand, wat hulle in gedagte moet hou. God sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Ja. Omdat hy betroubaar is. Ons kan altyd op hom vertrou want hy's betroubaar. Ja. En hy sal ons nooit begewe of ons verlaat nie. En vir my een van die mooiste voorbeelde in die Bybel van hoe getrou God aan die mense is, was toe hy vir Josua gesê het 3 keer in Josua hoofstuk 1, wat hy vir hom van 1 tot vers 10. Toe kom hy die eerste keer toe sê vir hom, "Kom as jy bang, vertrou in my." En Josua, ek dink enige een wat in Josua se skoene was op daai stadium wat die volk Israel die beloofde land moes inlei en hy weet wat op hom wag en dit wat hy self gesien het, sou ook seker maar gekom het op 'n stadium gesê, "Wow, weet jy wat? Dis 'n taak wat voor lê." En ek sê altyd die volk Israel volgens my noem ek hulle partykeer Filistyne. Ek sal hulle daai woestyn vol gejaag het. Hulle is so moeg gewees het. En ek kom en hy sê vir Josua, "Vertrou net in my. Ek sal mos nie vir jou sê ek gaan vir jou iets doen as ek nie met jou die pad gaan stap nie." En ek dink Josua moes ook maar seker soos ons as mens daar gesit het in sy tent in die son en in die hitte, nie aircon soos ons gehad het nie, en tweede keer so gedink het, weet jy, moet ek dit doen? Ja. Dis die Here vir hom luister, maar ek sê mos nou vir jou. En toe die derde keer, ek dink toe die Here nou ook sy limiet soos hy met ons bereik gesê, luister, nou het ek mos met jou klaar gepraat. Vertrou in my. En ek dink daar in Josua is een van die mooiste voorbeelde wat hy toegekom het en sy volle vertroue in God geplaas het. Want soos ons nou gesê, hy is 'n onveranderlike God. Dit wat hy vir jou gesê het hy gaan hy doen op sy tyd. En ek en jy moet net aanvaar dat dit nie die mense tyd is nie, maar sy tyd. En as jy nou Josua gaan kyk, hy is seker een van die betroubaarste leiers gewees. Ja. En daarna het die volk Israel nog nie weer so 'n leier gehad soos hy nie. Ja. Hoekom? Want hy het gaan vas staan in daardie betroubaarheid van God. Want hy sê, God het gesê hy gaan dit doen. Ja. Ek moet net glo en vertrou dat God vir my die deurbraak gegee. En dis wat ons nou in ons omstandighede moet doen. Ons sien baie keer die storms en ek dink Josua het 'n baie groot storm gesien hoor wat voor hom gestaan het. Maar die lig aan die einde was God die Vader wat gesê het, sien jy daai lig? Stap net na hom toe. Ek is betroubaar. Ek gaan jou deure dra. Amen. En ek het jy se skrif uitgehaal wat so mooi by dit pas, want soos op stories het ons partykeer
bly nie ons is nie soos God nie, ons wankel partykeer en ons raak ontrou partykeer. En 2 Timoteus 2 vers 13 sê, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. So hy bly getrou. En dit is kosbaar, soos wat pastoor gesê het, ons is net soos Josua, as God gesê het, ons gaan nou hierdie beloofde land ingaan, vertrou my, ek is met jou, dan kan jy weet, jy kan vorentoe stap, want ons kan swak raak en val, maar God kan nie swak raak en val nie, hy gaan jou nie verloon nie. En ek dink, dis nie net Josua, ek dink baie leiers, ek dink Moses moes ook nadat gesê, die Here, weet jy, hierdie taak, jy weet, met elke slag, met elke krisis. Ek meen, toe die Egiptenare van agterig gekom het, en hier staan hulle by die selfsee, die dooie see, en die Here sê, moenie worry nie, maar ek gaan vir jou pad maak. Weet jy, dis vertroue om te sê, luister, en jy hoor die gevaar kom, die dood is om die draai, dan versterk dit jou geloof, en daar die vaste vertroue op die rots wat nie wankel nie, hoor. Ja, nee, kyk, Absoluut, ja. daai is ek dink daai moes 'n dag gewees het, om hulle gesigte te gesien. Ja, definitief. Het jy al gedink as jy daar moes gewees het? Kyk broer, daai water kan nie gou genoeg opgekloof het om deur te trek nie, hoor. Mario, Ja. wat het jy te sê? Nee, dis net so snaaks om partykeer aan hierdie stories te dink. Maar ek dink dis definitief, die betroubaarheid van God is definitief een van die bestes, want ek bedoel, maak nie saak waarmee jy sit nie, maak nie saak waarmee jy struikel nie, God gaan altyd daar wees vir jou, en ek dink daar's 'n spesiale iets daaraan. En ek dink, ons as mens moet weer daaraan werk, om ons vertroue in God te plaas, en nie in die mens te plaas nie. Jy weet, ons is so gemaklik, of in vandag se samelewing, eerstens Dr. Google, wat vir my 'n groot fout is. As daar iets is Dr. Google die nommer 1 wat ons vra, in plaas van na die woord toe gaan. Ja. En so kan ons gaan, is daar 'n probleem in jou huisgesin, is jou seun tree nou nie reg op nie, is sielkundige, dis pille. Weet jy wat, kry die gospel. Dis die grootste pil wat jy kan kry. Beste pil. Die beste pil. En Ja. moenie jou vertroue in mense sit. Hoeveel keer het mense jou nie al in die steek gelaat nie? Ja. Maar God het jou nog nooit in die steek gelaat nie, en jou altyd uit die omstandighede uit opgetel. En wat moet ons doen? Wanneer hy doen, moet ons hom verheerlik. En dit is 'n groot probleem. Wanneer God vir ons kom, en hy kom tot redding, en ons het weer daai vertroue, moenie stil bly nie. Ons moet daaroor praat. Ons moet daaroor getuig vir wat God vir ons doen. Absoluut. Dit is al hoe ander mense ook gaan weet hoe goed God werklik is om daaroor te praat en ander mense van hom te vertel, en dat hulle besef, dit wat hy vir ons doen, wat hy vir ander mense doen, kan hy ook vir elkeen doen wat hy kyk. Weet jy, en ek dink elkeen van ons besit, kan ons praat uit ons persoonlike lewe uit, is ek moet dink in die 25 jaar wat ek my hart vir die Here gegee het, en hoe God elke slag, as ek dink daar kom 'n struikelblok, maak hy vir my deure oop, en ek staan baie keer in verwondering. Weet, baie keer kom ek voor hierdie astronomiese probleem in my menslike brein, en ek moet 'n getuienis gee. Ek moes 'n winkel oopmaak, en gewoonlik het ons in ons bedryf 2 maande om die winkel oop te maak, en niks materialiseer nie. Ek sê vir jou, nie die landlord nie, niks vind plaas nie. En jong man is 'n getuie, en hulle laat weet my, ek het 14 dae om 'n winkel oop te maak, wat het ons 60 dae vat, en ek sê, Here, ek weet nie, ek kan nie, maar ek kom na u toe. En wie, Henry, ons het daai winkel in 14 dae oopgemaak. Sure. En toe ons hom oopmaak, toe hulle my die aanbel, en weet wat, toe gaan ek en ek sê vir my huisgesin, sê ek, dis God. God het maar daai deurbraak gegee. God het die onmoonlike moontlik gemaak, want ek het net gekom en gesê, Here, ek as mens kan nie, maar ek vertrou u nou vir 'n deurbraak. En weet wat? Hy het dit gedoen. Hy was getrou. Wat 'n mooi getuienis. Ja, en nou laat ons jong man, aangesien hy net 5 het, en nou ons reeds 4 bespreek het, ons het 1 oor. Een ding, so ek kan ons na die volgende punt toe vat, nee? Natuurlijk. Okay. Ek sal ons vat na die punt van God se almagtigheid. Dit is vir my 'n baie interessante punt. Ek dink nie ons brein kan dink aan hoe
groot en almagtig God is nie. So ek sien baie keer waar mense uitkom met hierdie snaakse stories waar hulle probeer jou sê, hoorie, as God moet hierdie ding maak so groot dat hy hom nie kan optel nie. En as hy hom kan optel, dan kan hy nie iets groot genoeg maak nie. En as hy hom nie kan optel nie, dan is hy nie almagtig nie. Ek weet nie of julle al daai een gehoor het nie. Maar een ding wat ons moet besef wanneer ons praat van God se almagtigheid, is dat hy alles wat ons kan aan dink, as jy nou dink aan physics of science of wiskunde, wat so ook al, hy is buite dit. So hy is nie in die grense wat hy vir ons gestel het nie. So as jy dink aan sy almagtigheid, moet jy dink buite ons fisiese wêreld, want hy is nie binne die fisiese wêreld nie. En ook as jy kyk na die engele, die kere wat die engele verskyn het aan mense, dan sê hulle wat vir die mense? Moenie bang wees. Moenie bang wees nie. So as jy nou aan jouself dink, hoorie, hoe lyk hierdie engel, dat hy vir almal moet sê, moenie bang wees nie. So hoe almagtig is God? Hoe groot is God? Wat kan hy nie doen nie? Ek bedoel, al hierdie goed in die Ou Testament, al hierdie wonderwerke in die Ou Testament en die Nuwe Testament, dit is net 'n klein bietjie van God se krag. Genesis, byvoorbeeld, hoe God die aarde geskep het in 7 dae. Sy krag en sy almagtigheid is oral om ons. En dit is 'n mooi punt wat jy aanhaal. Ons is beperk. Absoluut. Ons moet dit baie mooi besef, in wat ons kan doen en wat God ons toelaat om op hierdie aarde te doen. Maar God het 'n onbeperkte krag. Daar is niks wat hy nie kan doen nie. En ek dink nie ons verstand is ooit ontwerp om hierdie grootheid, hierdie almag van God te kan verstaan nie. Absoluut. Dit is soos wat ek dink ek het laasweek vir jou gesê, mense moet een ding besef, as jy God heel ten volle kon verstaan net met jou brein, is dit dan werklik 'n God waardig om geaanbid te word? Nee. Want dan kan jy hom met jou menslike brein uitredeneer. So dit wys vir ons, die God wat ons aanbid is groter as ons as mense, want ons menslike verstand kan hom nie verstaan en uitredeneer nie. En dit het my ook laat dink, laasweek het jy begin oor God se name en dit het my laat dink aan die een naam wat van gebruik word in die Bybel in Hebreëus is El Shaddai, God Almighty of God die Almagtige. Ja. En dit is vir my so 'n mooi naam. Dit is vir my mooi hoe Hebreëus altyd hierdie mooi name het en God se karakter beskryf. In die naam die wat hulle naam aan hom beskryf, toeken. ja, Ja. dis mooi. En hoe kan ek sê, almagtig beteken God se krag, soos jy langs is eindeloos, nê? Maar mense moet besef, hy het totale beheer oor die hele skepping. Ja. Hy beheer oor tyd, hy beheer oor absoluut alles. Daar's niks wat God nie oor beheer het nie. Dit is wat mense nie in kan besef nie. En om dit bietjie te probeer beskryf, is God is ook kragtig. Hy spreek sommer sterre in bestaan in. Ja. Nee, dis hoe kragtig hy is. En weet julle wat wat vir my interessant is, ek het 'n bietjie gaan oplees. Niemand tot met nou in die era wat ons leef nie, het al ooit 'n ster gesien voor hom nie. Nee, Oh kan wow, dis interessant. Dit kan nie. En Hendrik, weet jy, en iets wat jy mooi gesê het, as ons na die skepping gaan kyk, as jy gaan kyk na die almag van God, nou, ek het nou die dag na 'n program geluister wat hulle sê, as die aarde of enige iets in hierdie skepping met 'n millie uit is alles uit. Val die aarde, val die omwenteling, val die suurstof, alles val uit mekaar uit. Nou as jy kyk, ons het nog eers die verste gedeelte van die skepping ontdek nie. Maar alles is 100% in lyn. Ja. Dis die God wie ek kan bid. Amen. Ja. En ek dink nie ons verstand is werklik ontwerp om hierdie hele almag van God. Gaan lê net, ons gaan nou hierdie naweek bietjie loop hengel. Gaan lê net in die sterre nou op 'n donker aand. Daar langs die voorwater en jy kyk net so op na. Wow, Henry, jy voel so klein soos 'n sandkorreltjie wat daar lê. Ja. Dan besef jy hoe almagtig hierdie God is. En my ander punt wat ek wil aanhaal en ek sê dit baie keer vir mense, ons moet besef Satan is magtig, maar hy is nie almagtig nie. Ons moet nie Satan altyd die eer vir alles gee nie. Want my God het hom klaar oorwin. My God is die almagtige skepper van hemel en aarde. 100%. Amen.
Weet julle wat is vir my 'n mooi ding wat ek gelees het in die Bybel en toe pastoor nou so ook oor die sterre en die heelal en alles gepraat het. Mense moet besef, die woord sê vir ons, God hou die heelal in stand met 'n bevel. Ja. Weet jy hoe kragtig moet jy wees? Ons dink net aan hierdie goedjies wat ons kan sien. Die sterre, ons weet nie eers en nog nooit eers gesien hoe vorm 'n ster nie. Hulle het teorieë hoe 'n ster vorm en daai goed, maar hulle het nog nooit fisies een gesien vorm, hoe hy vorm en goed nie. En nou moet julle besef, God hou al hierdie goed in stand net om 'n woord te spreek. Dis sy almag. Baie interessant. It's an awesome God. It's a God to worship. Hy's waardig uit hierdie almag om aanbid te word. En ek wens net van die mense kan dit besef. En hy's die enigste God met sy almag wat uit niks iets kan vorm nie. Nou kom die mense en hulle sê ek is nie van Stardust gemaak nie. Ek wil dit net gou vir julle sê met die Big Bang teorie. Moet maar nie. En God is die enigste een wat 'n dooie sel of 'n dooie ding kan vat en lewe kan gee, né? Ja. En skepingskrag het. Dis hoe almagtig hy is. Moet ook nie vir my sê ek kom uit 'n ander dier of 'n dis nie wat my Bybel sê nie en dis nie die God wie ek aanbid nie, want dis hoe almagtig hy is. Ja. Ek persoonlik dink mense wat glo dat God nou nie bestaan het terwyl ons nou baie topic is, nê. Het enkelike amper dit vat meer geloof om te glo dat niks iets geword het nie, as om te glo dat God alles gemaak het nie, want hoe glo jy niks het niks geword nie? Dis vir my onmoontlik om dit te dink, regtig. Ja, nee, Henry. Ons kan baie oor hierdie en Darwin se teorie en goed gesels. Ek wil hom nie eer gee nie, want regtig sy breinkrag het hy iewers gekry wat nie baie vars was nie, want dan ken jy nie die God wat ek kan bid nie. Is hy 'n God wat nie skepingskrag in sy woorde en almag in sy woorde het, is hy nie waardig om aanbid te word nie. My God is iemand wat ek net is 'n awesome God. Daar's niks anders nie. Ja. Ek sien ons tyd is verby. En ons het alweer net by 3 uitgekom en jy wil 7 doen. Ons sal maar volgende week weer aangaan. Ja. En ek dink dit is belangrik Henry, dat mense God die Vader werklik sien vir wie hy is, want dan besef jy hy is waardig om aanbid en geloof en geprys te word. Amen. Ja. Ja, daar sy. Dit was lekker geweest, dankie julle. Dit was 'n lekker gesprek geweest. Ek dink dit is 'n mooi gesprek. En ek wil net ietsie gou aanhaal Henry, want ek sien baie keer kom mense en hulle gooi sulke mooi interessante comments nou. En ek sê altyd ek behandel jy met respek. Gee dit ons nodige respek. Jy hoef nie my te vloek nie. Ja. Nee, dit sê net wat se tipe karakter en wat se tipe karaktereienskappe jy uitstraal. Ja, nee, mens kan sien wat 'n God jy aanbid. Ja, as is jou nie waar. vrugte dit is. As jou vrug dit is, dan sit ek 'n vraagteken daaraan hoor. Maar ja, ek is ook vir 'n debat altyd. As iemand met my met respek kan gesels ek met liefde terug. Ja, maar as nie mense wil vloek en skree en te kere gaan hy maar met homself gesels. Ja, nee, verseker hoor, dan lag ek so in my binneste en ek het nou die dag gekomment vir iemand gemaak en hy was toe nie baie happy blykbaar met my gewees nie, maar ek sê, weet jy, al wat ek vir jou kan doen is om vir jou te bid. En toe gee vir my die mooiste kommente waar ek my gebed moet sit en ek sê dit weer, maar ek gaan net weer vir jou bid en hy moet nie weer daarna geantwoord nie. En ek doen dit in liefde. Ja, maar dit was lekker geweest, dankie julle. Ag, was baie lekker geweest. Ek dink ons geweest. gaan klaarmaak om 4 punte. Daar's 4 punte oor. Kom ons sê 4 punte oor. Ek dink ons sal dit volgende week Volgende week so, ja. kan klaarmaak, ja. Ja, baie dankie. Ja, So Henry, sê. is dit jou beurt om af te sluit vanaand? Ek weet Henry's nooit bang om te bid nie. Hy like bid hoor. Ja, nee, mens kan dit nie help As jy verhouding met God het. as jy 'n verhouding met God het nie, en veral wat ons nou gesels het om te besef hoe groot die God is wat ons aanbid. Hoe kan jy nie 'n verhouding met hom wil hê nie? Ja, Nou maar ja, kom ons bid. dankie. Here, dankie dat ons vanaand weer 'n bietjie kan gesels het oor rondom wie Ja, U is, Here. Dankie dat ons opnuut kan kom besef het hoe groot U is, hoe wonderlik U is, hoe kragtig U is, Here, en hoe betroubaar U is, Here. Here, en ek besef nou hier waar ek sit, hierdie almagtige God wat ons aanbid, wat hemel en aarde gemaak het, wat alles net spreek en dit kom in bestaan in, Here. Die God wat hemel en aarde gemaak het, die God wat sterre gemaak het, die God wat planete gemaak het, Here. God wat alles in totaliteit geskape het, Here. Het ons so lief gehad om vir ons ook te kom sterf aan 'n kruis. Here, dit is vir ons, kan ons nie beskryf wat dit vir ons beteken, Here, want vir my, ek het nie woorde om daai kosbaarheid
te beskryf wat dit vir my beteken nie. Al wat ek vir u kan vanaand sê is dankie. Dat u bereid was om dit vir my te doen, net 'n mens hier op aarde. Dat u self u lewe prys kom gee het vir ons, om vir ons te sterf en vir ons sonde te kom betaal, Here. Here, my gebed is dat elkeen wat vanaand hierso sal kyk, Here, dat hulle ook sal besef hoe lief u ons waarlik het, Here. En hoe kragtig u is, Here. Amen. U is die God wat alles geskaap het. So hoe moet ons bang wees vir omstandighede, Here? Omstandighede hier op aarde is vir u absoluut niks nie, Here. En laat mense sal besef wat hier kyk vanaand, Here, laat hulle met enige iets, met enige probleem, met enige vrees na u toe kan kom, Here, want niks is vir u te groot nie, Here, want u is die almagtige God wat ons aanbid, Here. En soos wat ons lees in Hebreërs dat u naam El Shaddai is, God almagtig, Here, die almagtige God wat hemel en aarde geskaap het, Here. En u is die God wat ons aanbid en u is die God oor wie ons wil praat, Here, en getuig, Here. Dankie daarvoor, Here. En mag u elkeen aanraak wat hier kyk vanaand en laat hulle sal weet hulle het u nodig en laat hulle nooit hoef bang te wees om na u toe te kom, Here. Want al is u so groot en kragtig, het u ons elkeen lief, Here. En ons sê vir u dankie daarvoor, Here, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. En amen. Baie dankie. Was 'n lekker gesprek. En volgende week selfde tyd, selfde plek. Amen. Ons klaar dan hopelik het die mense bietjie beter begryp en verstaan wie God werklik is en sy karaktereienskappe, en hopelik help dit ook vir hulle om 'n dieper verhouding met hom te hê as hulle kan begin verstaan wie God is. Ja. Nie net dit hier. Ek hoop dit bring 'n honger by. Amen. Ja, Dat hulle absoluut. wil ondersoek doen oor wie is hierdie almagtige God, die Vader wat ons aanbid. Amen. Ja. Daar is hy. My storie is uit. Ja. Baie dankie. Mooi en geseënde week vir almal.